Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons in die ateljee is Loffie Brand. Hy is die sektorhoof van landbou by Absa Agri Besigheid. Loffie, goeiemôre en welkom. Môre Doepie, baie dankie vir die geleentheid. So ons gesels vanoggend 'n bietjie oor die konflik in die Midde-Ooste natuurlik, wat se impak dit het op die Suid-Afrikaanse landbousektor. Hoe beïnvloed so iets spesifiek insetkoste vir Suid-Afrikaanse boere? Doepie, ek dink as 'n mens gaan kyk, daar's hoofsaaklik twee fasette op hierdie stadium en die een is brandstof en die een is kunsmis. En ons almal weet wat met brandstofpryse gebeur. So en ek dink die realiteit is as ons gaan kyk en ons sê maar brandstofpryse het met 50% plus opgegaan en daar's potensieel nog verdere vooruitsigte vir verhogings. En jy as 'n produsent het 'n groot deel van jou inkomste is afhanklik of word opgemaak deur brandstof. Dan kan jy nou gaan kyk en gaan sê maar wat is die werklike impak en dan besef ons hoe die druk op marges is. En daarmee saam dan ook kunsmis wat ook min of meer omtrent 40% op is. So en ek dink as jy die kombinasie van die twee vat en ons gaan kyk dan as 'n produsent wat die impak van die twee gesamentlik is op jou marge wat jy maak, dan is dit wesenlik. Ek dink die ander faktor wat ons ook in ag moet neem wat dit op hierdie stadium vererger, veral in die graanbedryf byvoorbeeld, is die groot graanvoorrade en die lae prysomgewing wat ons het. Maar ek dink daarmee saam ook as jy gaan kyk, ons praat nou van kunsmis en brandstof op hierdie stadium, maar daar's ander produkte ook, verpakkingsmateriaal en dies meer wat ook beïnvloed word. Die impak mag dalk stadiger en op die langer termyn wees, maar ek dink as jy gaan kyk holisties, daar's so baie goed wat geaffekteer word. Elke ding in Suid-Afrika waarna ons kyk moet vervoer word. Het sy of dit nou met 'n skip is en of dit oor 'n pad ry. En brandstofkostes wat op is, gaan uit die aard van die saak 'n onmiddellike impak op al daai insette hê. Maar nie net insetkostes nie, dit gaan daar by die verbruiker ook, gaan dit 'n massiewe probleem raak. Ja, nee, definitief. Ek dink as 'n mens gaan kyk na die struktuur van die waardeketting, dan sit ons eerstens met 'n gedeelte wat op plaasvlak plaasvind en ons het nou verwys na brandstof en kunsmis onder andere. Maar daarmee saam sit ons dan ook verder af na die plaasek in die waardeketting. En ons gaan teen vinniger die impak daarso sien want daai kostes is baie meer direk. Omdat ons in landbou in seisoene werk, gaan ons nie noodwendig onmiddellik die impak op plaasvlak sien nie. Maar oor tyd gaan dit definitief oorspoel. En dan deur die hele waardeketting waar ons hierdie stygings in kostes gaan sien, gaan dit dan inflasie begin beïnvloed met inflasie wat opgaan en dan 'n impak op die verbruiker gaan hê wat meer moet betaal vir voedsel. So kom ons sê in 'n perfekte wêreld hou die oorlog nou op daar in die Midde-Ooste en ons kan weer kunsmis begin invoer, ons het weer toegang tot brandstof. Hoe lank gaan dit vat min of meer vir ons boere om verligting te voel en weer 'n mate van normaliteit? Doepie, ek dink daai is een van die groot vrae wat ons almal op hierdie stadium vra. Niemand van ons is 100% seker nie. Daar word baie bespiegel oor hoe lank dit gaan vat om te korrigeer. Ek dink daar is sekere aanduiders wat jy na kan gaan kyk. En ek dink as ons gaan tipies gaan kyk na die olie op die termynmarkte in Amerika, en jy gaan kyk waar die forward kontrakte lê vir volgende jaar April byvoorbeeld, dan is ons nog nie op die vlakke waar ons was voor hierdie oorlog nie. So ek dink dit gee vir ons 'n idee dat die impak van hierdie oorlog, al hou dit nou op, gaan teen 'n langwerkende effek hê. En daarmee saam onthou ook van die kostes is klaar in die ketting soos ons net nou gesê het. So dit gaan klaar uitspeel. En sou die oorlog nou stop, moet daar heelwat tyd verloop vir die verlaagde koste om weer deur die ware ketting te kom. So ek dink die kort antwoord is dit is 'n groot onsekerheid en dis wat ons almal eintlik probeer bepaal is hoe lank dit gaan vat vir hierdie dinge op te hou en dan hoe vinnig ons kan teruggaan na die normaliteit toe. Maar ek kan nie sien dat dit as ons vandag ophou dat dit binne die volgende 12 maande dat ons gaan terugwees waar ons was vir die oorlog nie. Winsgewendheid is die grootste, ek dink, kopseer vir enige boer of produsent, maar wat is daar wat boere kan doen nou om hulle self half te net 'n bietjie buffer te bou en seker te maak dat winsgewendheid bly vir hulle iets waarna hulle kan uitsien? Ja, ek dink dit hang af van watter industrie jy produseer. En dis nie noodwendig altyd maklik om midde in die krisis die skuwe te maak nie. Dit gesê, ek dink in sekere gevalle kan 'n mens gaan kyk waar dit vir jou wel geleenthede gee en waar jy geforseer word om ander markte vir produkte te gaan soek. Maar ek dink die realiteit is as ons midde in hierdie krisis sit, is daar eintlik baie min wat jy kan doen. Een van die goed wat 'n ou tipies kan na gaan kyk is om te gaan sê, maar in terme van markte, as ek in die uitvoermarkte speel, is daar ander markte waarin ek my produk kan skuif. Maar dit kom ook met komplikasies. Die oomblik as jy die ewewig binne 'n mark versteur,
dan gaan jy iewers gaan jy potensiële prysimpak hê, want as jy produk wegvat uit een mark uit en jy sit dit in 'n ander mark in, moet jy baie versigtig wees dat daai mark se aanbod of dat jy nie 'n ooraanbod skep op daai mark wat dan weer pryse afbring. So ek dink is 'n baie fyn navigasie wat jy moet doen om seker te maak hoe en waar jy jou produk kan posisioneer in ander markte as jy in die uitvoermark speel. Ek dink in die graanmarkte is dit moeiliker. Ek dink en een van die groot faktore wat daar rol speel is die feit dat in graanmarkte sit ons met groot wêreldvoorrade. En dis een van die goed wat geweldig druk op pryse plaas op hierdie stadium. En daar's nie noodwendig uitkomkans om noodwendig 'n ander mark te gaan soek nie. Ek dink daar gaan dit oor bemarking en wanneer jy jou produk moet bemark. En die timing van die bemarking van jou produk wat jy kan na gaan kyk. Dis tipies iets wat 'n mens kan na gaan kyk in daai omgewing. Maar ek neem aan daar is nie 'n goue reël wanneer dit kom by hierdie tipe bemarking en na watse verskillende markte mens moet kyk nie. Nee, daar's nie 'n goue reël nie en ek dink dit is die groot uitdaging op hierdie stadium. Jy moet die mark gaan soek of die alternatiewe mark gaan soek. As jou mark op hierdie stadium geblok word, moet jy die alternatiewe mark gaan soek. As jou mark se prys af is, moet jy gaan kyk of daar 'n ander mark is waar jy dalk 'n beter prys kan kry. Maar om jou in korte antwoord, nee, daar's nie 'n goue draadjie om te sê maar dit is die resep wat jy moet volg nie. Dit wissel tussen industrie en van industrie tot industrie en dan ook in watter markte jy opereer. Loffie, ons is nou weer terug saam met jou. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend, Loffie Brand, hy is die sektorhoof van landbou by Absa Agri Besigheid. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend, Loffie Brand, sektorhoof van landbou by Absa Agri Besigheid. Ons gesels 'n bietjie oor die impak wat die konflik in die Midde-Ooste het op ons Suid-Afrikaanse landbousektor. Loffie, so hoe raak hierdie situasie klein en medium grootte boere spesifiek in Suid-Afrika? Ja, Doopie, ek dink as 'n ou gaan kyk na boerdery en boerderystrukture en grootte van boerderye, dan sê ons vir mekaar dat die groter ouens is 10 en die ouens wat die sterker balansstaat en die groter reserves ook het. En wat ons wel gesien het is met hierdie konflik, net toe die konflik uitbreek, het sekere van die produsente gegaan en baie vroeg brandstof en kunsmis vasgemaak en laat aflewer. En dit is tipies die groter ouens wat dit kan doen. Ek dink as 'n ou uit daai perspektief uit kyk, dan besef jy dat die kleiner produsent van hierdie goeder is nie noodwendig vir hom so eenvoudig om dit te doen nie. Hy het nie noodwendig dalk altyd die reserves of die balansstaat om dit te kan doen nie. En ek dink as ons teruggaan na die prysverhogings wat ons net nou oor gepraat het, en ons sê vir mekaar, maar sekere van die produsente gaan in die volgende seisoen daai prysverhoging vryspring omdat hulle vroeër aankope gedoen het. Ek dink dit gee vir jou perspektief rondom die impak wat dit kan hê. Maar definitief 'n klein boer wat nie of 'n kleiner boer wat nie noodwendig die nodige reserves het om proaktief te kan reageer in situasies soos hierdie. Dit gaan vir hulle baie moeilik wees om hierdie impak te absorbeer. Nou, ons het nou gepraat oor die hoë insetkostes, maar wat gaan dit beteken vir toekomstige plantseisoene en die voorbereiding daarvoor? Ja, jy sien ek weer eens, ek dink as 'n ou gaan kyk na verskillende industrieë en waar ons is in die siklusse. Die koringprodusente moet nou plant. Die vraag is hoeveel kunsmis het hulle gekoop voor die oorlog, want dit was baie naby aan hulle planttyd. So weer eens, van hulle kon dalk voor die verhogings dit vasgemaak het en gekoop het, en van hulle na die tyd. Die wat dit na die tyd vasgemaak het, se kunsmis is 50% duurder of 40% duurder. So dit gee vir jou 'n idee van wat die impak is. As ons gaan kyk na die somergraanproduk, nie net somergraan, eintlik die totale somerproduksie omgewing. Die meeste van die kunsmis daar word gewoonlik na die tweede helfte van die jaar, van Julie af vorentoe aangekoop. En as ons terugkom na die vraag toe wat jy net nog gevra het en ons vra hoe lank gaan hierdie oorlog nog aangaan, dan kan ons aanvaar dat sou die situasie nou stop, gaan hulle nog steeds 10-1 meer moet betaal vir kunsmis die wat nie vroeër vasgemaak het nie. En ek dink dit gee vir 'n idee van wat die impak gaan wees. So daar's definitief vir die volgende seisoen is daar definitief 'n impak. Ek dink nie ons kan daarvan af wegstap nie. Ek dink die vraag is wie dit reg gekry om voor die tyd te koop en wie moet nou in daai omgewing gaan koop. Ek dink in totaliteit as 'n ou dan terugsit en sê die impak op die sektor holisties, dan moet ons aanvaar marges in die sektor behoort onder druk te kom as gevolg van hierdie hele oorlogssituasie.
Ek neem aan daar is nie net die hele tyd 'n negatiewe uitkoms vir hierdie spesifieke situasies nie. Is daar wel miskien geleenthede vir 'n paar boere in 'n situasie soos hierdie? Ek dink nou spesifiek aan produsente in sitrus, appels, pere en daai ouens. Ja, ek dink as ons terugkom na wat ons vroeër oor gepraat het oor markte. Tipies op hierdie stadium en ek dink as ons by sitrus begin, 20% van ons sitrus gaan Midde-Ooste toe. Ons ervaar druk daarso in terme van marktoegang op hierdie stadium van die geval. Alhoewel daar sitrus ingaan, kry ons nie alles daarin nie. Maar in ander markte is pryse op hierdie stadium relatief goed. En ek dink daarso moet 'n mens ook gaan kyk, dit is nie noodwendig so eenvoudig, want is 'n ander tipe produk ook wat in die Midde-Ooste ingaan, as wat byvoorbeeld in Europa en Amerika ingaan. Maar as ons gaan kyk na pryse wat op hierdie stadium gerealiseer word, in ander wêrelddele, lyk dit of van hierdie pryse hoër is. Ek dink die vraag is wat ons mekaar moet afvra is, as ons hierdie distorsie in die mark sien, hoe lank gaan daai pryse hou in daai markte? Maar ek dink die realiteit is, dit laat jou twee keer dink oor jou bemarking, jou bemarkingskanale, jou strukture wat jy gebruik. En dit dwing jou baie keer om te gaan soek vir alternatiewe markte. So ek dink dis van die positiewe goed wat uitkom uit 'n situasie soos hierdie. Nou wonder ek net, sou mens nou alternatiewe markte soek en jy het jou bemarking gedoen, jy's in op hierdie alternatiewe markte. Gaan 'n mens terug na die markte toe wat jy geken het wanneer dinge weer normaliseer? Dis 'n baie moeilike vraag. Ek dink as jy tradisioneel gaan kyk, as jy 'n mark vir jouself gevestig het, is nie noodwendig iets wat jy sommer wil weer los nie, want die oomblik is dit vat relatief lank om markte te vestig. So dis nie iets wat op die kort termyn gebeur nie. So as jy 'n mark gevestig het, dan gaan jy 10 en aangaan met die nuwe mark wat jy gevestig het. Maar ek dink ook as 'n ou gaan kyk na van hierdie produkte wat ons produseer en die vraag in hierdie verskillende markte, is daar verskillende kwaliteite, variëteite wat gevra word in verskillende markte. So dit gee 'n bietjie opsies. Maar die realiteit is om 'n nuwe mark te vestig vat tyd. En as jy 'n goeie kwaliteit mark gevestig het, dan wil jy hom nie graag tot niet laat gaan nie. Loffie, ons het so 30 sekondes oor julle het pas die Absa Agri-Trends verslag bekend gestel. Wat is julle oogmerk met hierdie verslag en waar kan kykers dan dit aflaai? So Dopie, dis tweeledig. Die eerste een is om potensieel die risiko's en die slaggate uit te wys, maar daarmee saam ook wat ons oor gepraat het is waar is die geleenthede. Dis wat ons beoog met 'n verslag soos hierdie. Waar ons lesers en ons kliënte kan gaan en dit kan gaan gebruik om te sê maar dit is iets wat ons kan gebruik om vir ons te help in terme van besluitneming in ons besighede. En dit kan afgelaai word by absaagritrends.co.za. Dis hy. Fantasties. Loffie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons hoop jy het 'n lekker naweek. Dis ons gas hier so op Groot Plaas vandag, Loffie Brand. Hy is die sektorhoof van landbou by Absa se Agri besigheid. Ons hoop ook jy het 'n lekker lang naweek. Ons is wel maandag terug op die publieke vakansiedag. So pas jouself op, geniet die naweek en dan sien ons mekaar dan.